Nou ja, alles dui daarop dat Trump planne het om boots on the ground te sit in Iran. Nou dit gaan natuurlik 'n slagting wees. Ons moet mooi verstaan hoe werk dit. Hierdie is eintlik 'n offerhande vir Moloch. Dis die offer van die seuns en die dogters vir Moloch. En daarvoor vat jy jou beste manne. Die room van jou oes gebruik jy om vir Moloch te offer. En ons weet almal, die Joodse staat is besig met Moloch aanbidding. Mens kan net kyk aan wat hulle sê en wat hulle doen. Mense wil dit nie hoor nie, want ons is gebruinspoel deur ons baalpriesters, die predikante, daai ouens met die groot swart togas, die pastore wat so sing en dans daar voor op die podium. Hulle wil nie vir jou sê wat werklik daar aangaan nie. Hulle wil jou dom hou. Want as jy dom is, wel, dan gaan jy bly om die Joodse staat te ondersteun en jy gaan bly besig wees met Moloch aanbidding. Nou ja, daar het 'n verslag uitgekom oor hierdie casualties. Hoe lyk die casualties? Want die Amerikaanse regering sê nie die waarheid vir hulle mense nie. Nou daar het 2 berigte uitgekom. Die een is van the New Republic, Trump's Pentagon is undercounting troop casualties in the Middle East. En die ander een is a casualty cover-up, the Pentagon is hiding US losses under Trump in the Middle East. En dit is van The Intercept. Nou ja, ek is hier vir die intelligente ou, die ou wat kan lees en skryf en kan ondersoek instel. Ek is nou nie hier vir die dommes nie. So, as jy nie mooi verstaan waarvan ek praat nie, moet jy leer om jou foon te gebruik om navorsing te doen, hoor? Nou ja, ek het toe gaan vra vir DeepSeek vir 'n opsomming. Nou ja, en dit gaan dan daaroor dat daar gesê word, dat dit moontlik kan wees, dat daar maklik oor die 700 soldate reeds beseer is, en dat die dooies heel moontlik meer is as wat hulle dink. So, hierdie druk is besig om neer te kom op die Trump-regering, en dit sal in die toekoms baie erger raak. Want op 'n stadium gaan die Amerikaanse publiek agterkom, van die seuns en die dogters en die ouens in die hospitale, en ja, dit sal definitief nie verbeter nie. Maar 'n ou moet jouself die vraag afvra. Hulle wil nou hierdie klomp soldate stuur. Die Amerikaners het nou ek dink is die 82 Airborne Division gaan hulle stuur, en hulle het 'n klomp Marines gestuur. Hulle is besig om hulle aan te ry met skepe, maar ek het nie eenmal gehoor dat die Joodse staat dat Netanyahu gesê het, broers, Amerikaners, ons is so bly julle kom, maar weet jy wat? Ons gaan die helfte van ons weermag gee, sodat julle saam met ons kan gaan veg teen Iran. Jy hoor hom dit nooit sê nie. Die Amerikaners gaan self daar veg en hulle bloed sal gestort word in Iran en in die woestyn sat. Die Jode gaan glad nie iemand stuur nie. Die Jode is te besig om Suid-Libanon te steel. Hulle het die mense opdrag gegee om bokant, ek dink dis die Latani rivier te trek. Hulle het hulle verduidelik op die nuus en waar ook al, dat hierdie klomp Libanese moet alles verlaat. Jy moet jou huis verlaat, jy moet jou kar verlaat, jy moet alles verlaat, jy moet jou goedjies in 'n checkersak pak, en dan moet jy in jou kar klim as jy een het, en dan moet jy skuif, en iewers in 'n kar of in 'n tent of in 'n ding gaan bly, of op straat, noord van die Litani River, want die Jode is besig om die grond te steel met hulle troepe. So, nou verstaan ek nie mooi nie, want eintlik was hierdie oorlog begin, want die Jode het gesê, dis baie belangrik, Iran is so groot bedreiging vir hulle, hulle moet nou aanval. Ja, sê Marco Rubio, ons moet nou aanval. Ja, en nou staan die Amerikaners alleen, dis hulle vliegtuie wat so afgeskiet word. Hulle helikopters, is hulle wat pilots soek daar in Iran, wat ge-eject het. Kyk maar die nuus die laaste 24 na 48 uur. Waar is die IDF? Waar is die Jode weermag? Hulle is nou so goed opgelei, dat hulle kom help. Jy gaan nie hulle sien help nie. Dus hier gaan dit oor die offerhande van die Amerikaanse seuns en dogters. Ek sien die Britte het slim geraak, hulle sien nie kans om dit te doen nie. Maar, hier is 'n oulike ding wat 'n man sê. Kyk, die Amerikaners is besig om stadig maar seker wakker te word. Ons sien dit op Tucker Carlson, Sean Ryan se show, selfs daar's Dave Smith is 'n Jood, jy moet sien hoe praat hy, moet kyk hoe praat Max Blumenthal, dis 'n Jood, almal Joodse joernaliste, Katie Halper, Joodse joernalis,
Hulle almal praat oor hierdie oorlog wat daar is om die Joodse staat op te prop, maar eintlik moet die Amerikaners die prys betaal in geld, finansies, opoffering. Dis nie dat hulle olie goedkoper kry nie en hulle seuns en dogters se bloed word gestort. So luister mooi bietjie wat sê hierdie man, want 'n ou moet jouself die vraag afvra, is dit die moeite werd om dit te gaan stort vir die Jode staat? So it's difficult to look at this any other way than to say we are fighting this war with our munitions and our people and putting our people at risk. Last number I saw was 13 Americans dead for Israel. I don't know any other way to interpret that. I don't either. And that is a sad comment. And again, did that help us? Are our gas prices lower? Are food prices lower? Do we have better health care? Do we have better services? Are we safer? Are we safer? The benefit to the Americans living in America is 0 to negative. Who benefited? Israel benefited. Die Talmud en dan die rabbies beskryf eintlik baie mooi hoe hulle voel oor hierdie weste en hoekom die Amerikaners hulle nou moet help. Wat is die hele, daar moet 'n redenasie wees. Wat is die redenasie daar agter dat die Joodse staat maak oorlog teen almal en alles en nog wat in die Midde-Ooste, bom sy bure aanhoudend, het konstant krisis met terroriste, behalwe natuurlik ISIS. ISIS was nooit aktief in die Joodse staat nie. Sjoe, wonder hoekom is dit? Miskien is dit omdat ISIS gemaak is deur die Jode in die VSA. En hulle was net aktief in die moslimlande. Jy sal nooit hoor ISIS was daar ooit in die Jode staat nie. Maar die vraag is maar nou net, ek meen, as jy nou die grond gesteel het in 1948, daar was 'n geleentheid daar om op 'n manier vreedsaamheid te kry deur miskien 'n two-state solution, maar dit wou hulle nooit toelaat nie. Netanyahu is 'n groot teenstander gewees van die two-state solution. Dit is hoekom hy Hamas befonds het met miljoene dollars via Qatar, waarvan die CIA geweet het. En as jy nie weet waarvan ek praat nie, is omdat jy nie weet hoe om jou foon te gebruik om inligting te kry nie. Maar hoe dit ook al sy, die groot ding hier is, oor die laaste 70, 80 jaar, het die Joodse staat vir homself baie vyande gemaak. En daar was baie geleenthede om vrede te maak, maar die Jode het nog elke keer die wapenstilstande gebreek, hulle die vredesooreenkomste gebreek, hulle is altyd die ouens wat eerste aanval. En 'n ou moet vir jou vra, hoekom is dit so? Wel, weet jy waaroor gaan dit? Dit gaan hier oor dat dit hulle geloof is. Die Talmud skryf dit vir hulle voor. Hulle moet die westerse nasies gebruik vir hulle geld, hulle seuns en hulle dogters vir hulle ammunisie en hulle militêre strategie en al daai dinge. Die Jode kan dit nie self doen nie. God het hulle nou nie genoeg geseën dat hulle op hulle eie voete kan staan nie. Die blanke nasies het God blykbaar baie goed geseën, want ek meen hulle produseer in hospitale, mooi skoon lande, was al die jare so, is natuurlik nie meer so nie. Mens kan wonder nou waar die probleem ingesluip. Maar hoe dit ook al sy, so die westerse nasies, hierdie blanke nasies, God het hulle so geseën, hulle moet nou die Joodse staat help om oorlog te maak in die Midde-Ooste. En die vraag wat jy vir jouself moet afvra, is wat sal die doelwit daar wees? Wat is die rede? En die rede gaan daaroor, dit moet wees om die westerse nasies te verswak en intern te verrot. En as 'n mens mooi luister wat hulle sê, die Joodse rabbies, en hulle haat vir Jesus, wel, dan moet jy kook. En as jy nie kook daaroor nie, dan is dit omdat jy nie 'n opregte gelowige is nie, omdat jy 'n lonaar is van die seun. Want as jy hulle ondersteun, die sinagoge van Satan, wat Jesus elke dag laster, dan is jy besig met die verloning van die seun. En as jy die seun loon, het jy ook nie die Vader nie. En dit het Jesus vir hierdie Jode oor en oor gesê daar in die Nuwe Testament, en dit het geen inslag by hulle gevind nie, want hulle is nou nie skape nie, hulle is bokke, né? Bok kan nou nie die stem hoor nie, is altyd belangrik om te weet. Maar luister 'n bietjie wat sê die Joodse rabbies. Why do we support those again who hate us and our Savior Jesus? Check it out. We Jews are God's chosen people, and the Gentiles must learn their purpose in life is to fight and die for Israel.
But wait, there's more. Goyim sometimes can be like they say, you killed our God. That means he wasn't a God. How can kill a God? Normal. How stupid you could be. You killed our God. Who was your God? JC. If it was God, we could kill him. Notice how he just said JC and not Jesus Christ. If he said Jesus Christ, the demons in him would freak out. If you don't kill those supposedly innocent kids, what would happen later? This one will kill 50 Jews. They will become terrorists one way or the other. Someone is on the way to kill you now or in a year from now. You can kill him even now, a year before. You don't have to wait a minute before. But the point is right here that Hashem say, do not have mercy on the children. Kill all their children also. Why? There's no difference between them and their children. In 10 years from now, these children will attack you on the way. Hashem knows. God